begin. Goeiemôre almal. Welkom by die EGGSA se vergadering. 'n Mooi dag hier in die Weskus. Die son skyn. Ons het lanklaas die son gesien en ons almal bly daaroor. Altyd het besluit haar datums van sportbotsings gekies. Hierdie naweek byna 42 uur dekking van internasionale rugby, insluitende die magtige Springbokke en die Tour de France. Gelukkig, as ywerige familienavorsers, het ons 'n ywerige gehoor. Altyd het 'n uitstekende draf met Fanny se CV gedoen. Ek probeer altyd 'n bietjie ekstra te vind. Google het 'n versameling van die Fanny bases gevind. 'n kunstenaar van Londen, 'n professor van boukunde, 'n consultant en 'n veteraan en 'n finansiële adviseur. Maar ons het vandag ons eie Fanny, 'n lid van 'n EGGSA, wat vir ons sy reis en sy familie voorouers te vertel. Baie dankie. Oor na jou toe, Fanny. Ek gaan praat oor die buisfamilie en daar's verskillende spelvorms ook. En party mense voel baie sterk daaroor, maar dis nie vir my die belangrikste saak in die lewe nie. Daar's vir my meer dringende vrae as presies hoe dit gespel word. En my eerste vraag is daar in die waarheid iets soos 'n buisfamilie? Nou goed, julle sal sê ek is seker laf nie om so 'n vraag te vra, want daar's daar 'n hele paar duisend mense wat hiervan het en al die van gehad het. En my tweede vraag eintlik is dit iets wat bestaan het of is dit iets wat geskep is? Was daar werklik iets soos buis of is dit bloot 'n administratiewe skepping van een of ander persoon? Nou ja, ek spring weg deur te praat oor die verskil tussen genealoë en historiese. Om een of ander rede het die historiese 'n baie lae ding van genealoë. En die vraag is hoekom? Nou, vir my is daar net een groot rede en dit is die soetkoek-sindroom. Ongelukkig is daar's altyd mense wat enigiets sal glo en ongelukkig is daar ook genealoë wat enigiets sal glo. En in die dae waar fake news of fopnuus so algemeen is dit asof die soetkoek-sindroom net alles oorneem. Want kyk, ons lewe in 'n vinnige tyd, alles moet vinnig en maklik gebeur. Baie min mense sien kans vir die lang ure in die argief en daardie tipe werk om die inligting te kry. Dit moet vinnig en maklik gebeur. En aangesien jy familienavorsing doen, het jy mos toegang tot een of ander magiese argief of databasis waar jy net minimale inligting intik en dan spoeg hy vir jou al die inligting uit. Julle het dit mos al teëgekom of het julle nie? En nou die vraag is, waar sien mens dit? Nou ja, as ek nou op tone trap, is ek jammer, maar dit gaan nie die saak verander nie. Die eerste plek waar mens hierdie soetkoek-sindroom sien is in sogenaamde genealogiese webwerwe, soos Heritage, Genie ensovoorts. Nou, daar was 'n tyd gewees wat ek geweet het, as jy betaal vir 'n webwerf, dan kan jy maar versigtig wees, want daar gaan allerhande vreemde goed gebeur. Op 'n stadium, Family Search is nog steeds verniet, maar Family Search was op 'n stadium 'n webwerf van goeie gehalte, reg? Ongelukkig is Family Search flink op pad daartoe om ingeslip te word deur die soetkoek-sindroom. Dit is bloot my opinie van die saak. Ek mag verkeerd wees en ek verstaan dinge dalk nie reg nie, maar ek sien dat Family Search raak vir my 'n groot bekommernis. Ek glo nie sommer meer iets wat ek op Family Search sien nie. En miskien die wortel van hierdie probleem is die lagwekkende transkripsies wat mense op Family Search sien. En dit word 'n groot probleem. Ek gaan nou na 'n voorbeeld daarvan kyk, maar daar is geen audit, geen beheer, wel, soos die liedjie sê, geen pretensie, geen beheer. Dit is regtig
vir my dit word vir my 'n groot probleem. Dan het ons die internet en KI. Nou ja, KI verwys nie na kalium jodied of kunsmatige inseminasie nie, dit verwys na wat mense noem kunsmatige intelligensie of artificial intelligence. Die internet toe dit begin het was 'n fantastiese plek. Mens kon regtig sinvolle inligting daar kry, maklik. As jy nou 'n wetenskaplike of chemikus is, dan weet jy van chemical abstracts en as jy ouer is, weet jy van 'n biblioteek met 'n kaartkatalogus. Die internet was fantasties geweest omdat dit dinge makliker gemaak het, maar ongelukkig het die standaard op die internet so geval dat mens regtig moet wonder oor wat jy sien. En met die koms van KI is ek bevrees het ons nie beweeg ons nie in die regte rigting nie. Dit is asof die aftrand al hoe gladder en steiler word. Dan die ander ding waarom jy sien is die fynskrif wat weggelaat word. Nou kry jy iemand wat met groot moeite deeglike navorsing doen en dan bietjie notas maak, bietjie fynskrif wat jy in ag moet neem as jy lees wat die persoon se werk lees. Nou die fynskrif word dan nou maar sommer weggelaat en dan word goed net aangeneem wat nie gedoen kan word nie. En mens sien dit ook in sogenaamde gepubliseerde navorsing. Nou goed. Ek wil gou stil staan by een van die lagwekkende transkripsies wat ek nou onlangs op Family Search gekry het. So ek hoop jy kan dit mooi sien. Dis 'n doop van een Stefanus Bernardus Buys. Nou goed, ek weet presies wie dit is want dit is my pa. En die eerste ding wat opval oor hierdie transkripsie is die oorspronklike dokument is nie beskikbaar vir verifikasie nie. Nou, as die oorspronklike dokument daar is, dan gee ek nie om hoe swak die transkripsie is nie, maar dan kan ek ten minste na die oorspronklike dokument kyk. Maar hy is nie daar nie. Jammer. Ons moet nou ons verlaat op die insig of die gebrek aan die insig van die persoon wat die transkripsie gedoen het. Die tweede ding is, ek weet hierdie doop was in die Kerkshoop gewees. Nou in die Kerkshoop, as jy nie weet nie, dis 'n dorp in die Noord-Kaap. Dit was nog nooit in die Wes-Kaap gewees nie. Of is dit nou maar weer 'n geval van Google of wat 'n program die persoon nou ook al gebruik, wat nie weet, waar is die Kerkshoop nie. Ek bedoel, Event Place, Western Cape, South Africa, nee, dit is so ver uit die koers uit, ons kan nie eers sê nie. Nou ja, die moeder se tweede naam is ook nie korrek nie. Met ander woorde, die persoon wat die transkripsie gedoen het, sy kennis van skrif is bedenklik. Ek kan nie sien hoe jy van die regte naam wat Eritsi Maas kon kom by Eritgina nie. Ek weet nie hoe jy dit doen nie. Maar goed, dis die wysheid van die transkribeerder. Wat vir my verder 'n probleem is met Family Search is, daar's geen opsie om die foute uit te wys nie. Want dit sou nou fantasties gewees het as daar 'n knoppie was waar jy kon sê, jammer, dit is nie korrek of wat ook al, dit sou die saak werklik verbeter het, maar dit is nie daar nie. En dan dink Family Search, jy moet iemand bedank vir hierdie substandaard werk. Nee, ek dink nie so nie. Ek bedank nie iemand hiervoor nie. En ongelukkig is dit nou maar net een voorbeeld. As ons dan nou oor buise praat, wie is nou eintlik buise? Goeie vraag. Want dit is 'n vraag wat altyd deurkom in genealogiese navorsing. Jy kan kyk na 'n biologiese of 'n genetiese verwantskap. Dit is een manier om dit te doen. En dit sluit natuurlik dan mense uit. So as ons nou kyk na die huidige navorsing wat ek doen, dan gaan dit oor die nageslag van ene Barenbuys. Reg. Dan is daar mense wat buise word deur 'n administratiewe verwantskap. Dit is nou soos waar die moeder dalk al 'n kind gehad het voor sy getroud was met die buisman.
En 'n baie groot voorbeeld daarvan is in die B10 geslag van Barenbuys. Daar is 'n klompie kuiters wat buise geword het, daar's van die Westhuysens wat buise geword het en so gaan dit aan. Ek sê nie mense moet die mense uitsny nie, maar ek dink dis goed dat mense weet waarvan mens praat en waarmee mense dit doen het. Dan natuurlik word Koenraad de Buys se nageslag dikwels ook gereken as buise. Nou ja, dis 'n saak van opinie. Want sover ek weet bestaan die de Buys familie vandag nog steeds. So ek gaan nie in my database nou 'n klomp mense en takke en lyne inwerk wat ek weet eintlik in de Buys hoort nie. En die ironie daarvan is vele mense wat die van de Buys wat in my opinie in de Buys hoort, wat sê hulle is Buys, het by my gekom en vir my gesê ek moet vir hulle help met hulle genealogie dat hulle kan bewys hulle stam van Koenraad de Buys af. Want hulle wou grond gehad het in Buysdorp. Ek is nie 'n voorstander van die idee dat Koenraad de Buys enigiets met die Buys familie te doen het nie, want dit het in elk geval niks met mekaar te doen nie. Dit sal ek net nou aantoon. Dan was Barenbuys nie die eerste persoon in Suid-Afrika wat die van Buys gehad het nie. In die waarheid nie. Hy was omtrent, sover ek kon agterkom, die 3de persoon. Daar mag ander gewees het, maar die probleem hierso is baie beperkte inligting en dis nie regtig moontlik om verder te kom met dit nie. Uiteraard het baie Nederlanders ook Suid-Afrika toe gekom op verskillende tye. Dis 'n gelyklydende van, maar daar's geen genetiese verwantskap aan Barenbuys nie. En die interessantheid hiervan is die Buyse in Nederland het eerder 'n genetiese verwantskap met die Buyse in die VSA. Dis dieselfde groep mense. En daarom vra ek, is daar inderwaarheid 'n Buys familie? Ek was op 'n stadium van my lewe bekend as Shengenvisa. En terwyl ander mense geweet het my naam is eintlik veronderstel om van die Buys te wees. Nou sal dit vir jou belaglik klink as wat ek vir jou vertel, maar wat gebeur het is ek moes in Brasilië werk vir 'n ruk lank. En die dag toe ons die eerste keer by die fabriek aanmeld, het ek my paspoort vir die sekuriteitspersoon gegee en die persoon het die paspoort oopgemaak by 'n Shengenvisa. Nie by die voorblad van die paspoort nie, 'n Shengenvisa. En ek is aangeteken as Shengenvisa, net so. Nou sou jy sê, maar ek kan dit mos reggestel het. Nou ja, as jy verstaan die bureaukrasie en red tape met sekuriteitsmense in daai opset, dan sê jy nee, wat kom ons los dit maar net so, ons laat gaan dit. So dit is maklik om skielik met 'n ander naam en van weg te kom, wat waarskynlik nooit bestaan het nie. Nou, is my vraag oor Barenbuys, wat van Barenbuys? Goed, kom ons kyk na die man. Barenbuys was 'n persoon wat hom aangemeld het om by die VOC aan te sluit. En die proses het behels dat hy uiteindelik met 'n seelverkoper gepraat het, wat sy besonderhede afgeneem het, ensovoorts. Nou, wat het die persoon vir die seelverkoper gesê? Of is Barenbuys bloot die vernederlandste interpretasie van wat die persoon gehoor het? Ek vermoed dit is wat dit is. Want as mens nou mooi kyk na Barenbuys van Bronswyk, dit klink bietjie soos 'n rympie. En dis die tipe ding wat jy vir iemand wat sukkel leer, dan is dit makliker vir die ander mense om met hom oor te kommunikeer. Nee? Ons kan daarop let dat van Bronswyk was 'n van wat bestaan het in die Nederlande. Dit is nie verwys nie net na 'n dorp nie. Dit was werklik 'n van. Goed? Of daar nou 'n dorp soos Buys was, dit weet ek nie. Dit is baie moeiliker om vas te stel. As mens verder na Barenbuys kyk, op geen stadium van sy lewe was sy ouderdom bekend nie. Geen stadium nie.
Ons weet wanneer hy hier gekom het, ons weet wanneer hy getrou het, wanneer hy oorlede is, maar ons weet nie hoe oud hy was nie. En alles is raaiskote en aannames. En mens moet versigtig wees vir hierdie raaiskote en aannames, want buiten vir geopolitiese faktore wat gelei het tot die ondergang van die VOC, was korrupsie en wat hulle noem die donker kant van die VOC ook 'n groot rol, het ook 'n rol gespeel daarin. Dit word ontken, alhoewel daar baie skrywers sê nee, dit was die absolute waarheid, is dat die VOC ook weeskinders op hulle skepe geplaas het. So, ons weet nie regtig veel meer van Barenbuys nie. Ons weet nie waar hy gebore is nie. Al wat ons van hom weet is, hy was in Bronswyk en voor hy by die VOC aangesluit het. Sy nasionaliteit, wel, dis onbekend. In die Duitse argiewe kon ons nie 'n persoon kry met name wat jy sou kon aflei of herlei, wat klink soos of vir jou sou sê, ja, dis Barenbuys nie, daar is nie so iets nie. Daar's barende en daar's buise, maar nie die kombinasie nie. En soos ek dalk tevore gesê het, die eidDNA het geen verband met die buise in Nederland of in Amerika nie. Wat natuurlik nou 'n paar interessante gedagtes na vore bring. Nou, skynbaar het ek en Leo Tolstoy 'n gemeenskaplike voorouder. Nou voor my nou opgewonde hieroor raak, dit is wat hulle in die analises fun facts doen. So, ja, daar's teoreties is dit seker so, maar dit help my nog niks om uit te vind wie's Barenbuys se ouers nie. En hier het ons weer die ding. Mense wil nie kritiese vrae vra en as te veel soetkoek-sindroom. Mense glo maar net, ja, nee, dit lyk so, ons aanvaar net hierdie raaiskoot, dit word dus sommer die feit, nee, daar's eintlik min wat ons van Barenbuys weet voor hy in die Kaap aangekom het. Okay, so waar het my navorsing begin? Dit het letterlik begin met hierdie blaadjie van my oupa. Hy het sy familielyne so opgeskryf wat Buys, Nel en Meyer was. En ja, ek wou dit net op 'n stadium gou op datum gebring het. Nou, dit lyk vir my of ek nou nog steeds sukkel om dit daarmee klaar te maak. Dis 'n foto van my oupa. Hy is gebore in 1908 en oorlede in 1962. Nou ja, wat het gebeur na 30 jaar se genealogiese navorsing? Toe het ek Callie Buys en my eie navorsing is in Desember 2020 gepubliseer. Dis uitgegee deur die GGSA en ek werk nog steeds staan, doen opdaterings, hanteer vrae, maar dit raak al hoe moeiliker. Want onthou die Poppia-wet is ook nou daar. Byvoorbeeld die Poppia-wet gaan my keer om te verifieer of 'n sekere persoon wel 'n doktorsgraad behaal het, want sy familie moet toestemming gee dat die universiteit die inligting aan my gee. En die familie glo hy die doktorsgraad behaal. Ander mense sê hulle dink nie so nie. Goed, né? Toe die boek gepubliseer was, het ons amper 9000 mense direk aan Barenbuys kon verbind. Ons het nog 'n verdere 13-14 nog bygekry, verskillende takke wat ons nie regtig hulle weet waar hulle inpas nie. En dan is daar ander ongekoppeldes wat ons net nie weet regtig waar hulle inpas nie, en daar mag selfs die Buys daar ook gewees. Daar's 'n foto van Callie Buys, hy's in 2019 oorlede. Hy was waarskynlik meer bekend in die Kaapse omgewing van die genealogiese kringe as elders. Nou, as mens kyk na Barenbuys, om nou weer terug te kom, 'n goeie wegspringplek is om te sê daar is nie 'n familiewapen nie. Nou dit is
ja, vir die soetkoekmense is dit 'n groot probleem, want daar's immers in Palma se boek 'n familiewapen wat aan 'n buisfamilie verbind word, en nou word dit sommer direk 'n wapen vir die buisfamilie in Suid-Afrika. Nee, jammer. Dis 'n totale gebrek aan heraldiese kennis wat vir jou sal sê nee, dit is glad nie moontlik nie, want daai wapen het niks met die buisfamilie in Suid-Afrika te doen nie. Palma het ook 'n handtekening vir Barenbuys in sy boek. Nou ja, of dit wel syne is, mens kan daaroor ook debatteer. Want dit word net een keer in 'n dokument gevind, net een keer. Andersins, soos op sy testament het hy net BB geteken. Daar's boedels waar hy byvoorbeeld betrokke was, waar hy die inventaris van die boedel opgestel het ensovoorts, waar hy ook geteken het, BB, en dan staan daar geskrywe, dese BB letters heeft Barenbuys eigenhandig gestel. Nou, dis nie so maklik om uit te werk hiervan wat dit beteken nie, want dit kan bloot beteken, alhoewel hy 'n geletterde persoon was, het hy nie baie geskryf nie. En daarom het hy net BB. Maar goed. Maar aan die ander kant moet jy ook in jou agterkop onthou, die boek van Palma met die familiewapens. Dit was 'n leserskring projek gewees. Leserskring, dit is Afrikaanse weergawe van Reader's Digest. So as die boek nie vir gekleurde familiewapens ingehad het nie, sou dit glad nie so groot sukses gewees het nie. En daardie boek van Palma is een van die boeke waar die fynskrif geweldig baie weggelaat word, terwille van die Soetkoek-sindroom. En Lesbes andersins het Barenbuys net met 'n kruisie geteken. Iets wat interessant is rondom is die veilingsrekords van Barenbuys. Hy het tussen 1720 en 1734 die veilings bygewoon. Nou ja, dit was 'n maklike manier om goederes te items te bekom wat jy nodig het. Want onthou, hulle het maar hier in die Kaap gesit ver van alles af. In 1722 koop hy 'n slaaf, Andries van Ceylon, en hierdie slaaf het hom 106 riksdalers gekos. Nou, om dit te verstaan, al sy ander aankope oor die totale 14 jaar wat hy veilings bygewoon het net 35 riksdalers beloop. Met ander woorde, hierdie slaaf was baie duur. En as jy miskien nou jou gedagtes ver vooruit gooi na die oorsake van die groot trek, dan verstaan jy hoekom die mense so ongelukkig was oor die vrystelling van die slawe, want die slawe was inderwaarheid duur. Dit was 'n groot, dit was basies dit klink sleg om dit te sê, maar dit was 'n bate van die persoon gewees. Nou, die transaksie het finansiëel baie sleg vir hom afgeloop, want benewens vir die brandewyn wat Andries gesteel het, is hy later tereggestel vir moord. En die moord het nogal verband gehou met die brandewyn wat hy gesteel het. Nou ja, as ons vinnig kyk na Barenbuys se kinders, hy kan 10 kinders hê of dalk 11. Jy sien, Alida van der Berg het 'n kind gehad by ene Barnes Hinkel, as dit die man se naam was, want daar's ook nie noodwendig eensstemmigheid oor hierdie naam nie. So as jy nou daai kind bytel, dan is daar 11 kinders, of as jy nou net die 10 wat ons weet, Barend en Alida sin is, dan is daar 10. Daar was net 3 seuns. So die tweede seun, of die oudste seun, wat die tweede kind is, sy nageslag loop dood in die 4de geslag na Barend. Ek weet nie of dit werklik so is nie, en of daar ander redes is hoekom mens nie inligting kan kry nie. Maar ek kon nog nie weer, vir daai geslag het hy skynbaar doodgedoen. Die tweede seun, die meeste buise in Suid-Afrika kan aan hom verbind word. Reg? En dan het ons die jongste seun, wat eintlik 'n groot vals positiewe tak is, want die grootste deel van die tak stam af van 'n persoon wat sy ma se kind is. Ek sal weer daarby uitkom. Nou die vraag is, was Barenbuys 'n Duitser? Want dit word honderde bronne beweer dit, reg? Nou wat ons het is
daar's hope mense wat presies een enkele bron aanhaal en dit is die skeepsjoernaalboek. Weinig meer, daar's nie meer as dit waarop hulle kan gaan nie. Die gewenste situasie is natuurlik dat verskeie bronne dieselfde inligting bevestig, maar soos ons weet is dit in daai tyd bietjie moeilik om noodwendig verskeie bronne te kry wat dieselfde inligting vir jou sal bevestig. Braunschweig, Brunswick, goed. Dis in moderne Duitsland in Nedersakse. J.L. Buys het baie hieroor geskrywe en dit was nooit, hy kon nooit klaarheid kry of dit verwys na 'n dorp, 'n stad of daar is 'n dorp Braunschweig in Nedersakse vandag. Daar is so 'n dorp. Maar J.L. Buys was nie oortuig of dit die dorp daai dorp of stad is of dit bloot 'n landstreek is of wat ook al. En ja, dit is om een of ander rede wil almal volbarend daar probeer kry en skynbaar kry niemand hom daar nie. Daar's ander plekke wat ook moontlike opsies is, maar ek het dit met Mark van Alpen, 'n Duitse, 'n Nederlandse skeepshistorikus bespreek en hy het vir my gesê die mense wat by die VOC aangesluit het oor land tot by 'n VOC kantoor gekom. Hy sê as Brunswick byvoorbeeld op die kus was en daar was 'n hawe, dan sou die ou nie noodwendig by die VOC aangesluit het. Hy sê dood eenvoudig op die skip geklim het en hulle sou hom gevat het as 'n bemanningssit en klaar. Nou, na meer as 30 jaar, maal 3, is daar geen sukses in die Duitse argiewe nie. Hoekom sê ek maal 3? Wel, J.L. Buys het onafhanklik van my en Callie Buys sy eie navorsing oor Barend gedoen. Die gevolgtrekking waartoe ek gekom het, op grond van die werk wat vir my gedoen is, daar is nie 'n naam en 'n van wat soos Barend Buys kan klink nie. Callie Buys het vir my gesê dat die Duitse argiefamptenare hy is baie onbeskof ervaar. En dis dalk deels van die verhaal is dalk omdat hulle weet hy is nie 'n Duitser nie. Barend Buys. Ek het met deur Duitse professionele Duitse genealoge gewerk. Die mense is baie deeglik en alles en hulle het vir my gesê nee, hulle kry niks nie. So J.L. Buys en Callie het tot die volgtrekking kom dat Barend waarskynlik van Nederlandse afkoms was. Nou, ek bevraagteken dit maar weens die DNA resultate. En my ervaring van die Sentraal Bureau vir Genealogie by die Ryksargief in Nederland is dat hulle oppervlakkige antwoorde vir mens gee. En miskien het dit ook daarmee te doen dat hulle ewe goed weet dat Barend Buys was nie 'n Nederlander nie. Maar dit help ons nou nie eintlik nog om nader aan die waarheid te kom nie. En nou ja, die maatskappye wat DNA-analises verkoop, hulle het uitstekende bemarking, maar daar's nog geen konkrete resultate nie. En ek het 'n vermoede dat baie mense wat die eie DNA-analises laat doen, glo dat hulle baie magies net al hulle voorgeslagte gaan kry. Om die waarheid te sê, mens moet baie versigtig wees vir wetenskapsfiksie. Want nie so lank gelede nie, was op een van die vermaaklikheidskanale, het hulle 'n bietjie geraak aan DNA-analises in die storie. Die een karakter wou uitvind of wie haar pa is. Nou, die enigste raakpunt met die werklikheid in daai aantal tonele was die feit dat hulle 'n monster geneem het. Maar daarna was alles wetenskapfiksie. Want ek weet van niemand wat in daai rekordtyd hulle resultate gekry het en toe sy verneem dat haar resultate beskikbaar is, toe tik sy dit net in en daar spoeg die ding al haar voorgeslagte uit. Nou ja, dit werk nie so nie. En ek dink, miskien is DNA dalk die ding wat ons nader gaan bring aan die waarheid, maar dit is nog nie, ons is nog baie ver van die waarheid af. Die probleem met DNA is die inligting lê dikwels 'n paar duisend jaar weg van waar ons nou is. Ons soek inligting in die laaste 300 jaar.
En dit is nou waar die soetkoek-sindroom weer oorneem. Nou goed, nou buis en de buis. Ons weet Barend Buys is in 1742 oorlede. Daarvan ons seker. Hy het in 1715 in diens van die VOC getree en hier aangekom. En dis goed gedokumenteer, daai deel. Maar de Buys is 'n vals positief in die Buys-familie. Dit hoort nie eintlik daar nie. En as jy na die DNA-analises van Buys en de Buys kyk, dan sien jy, hulle kom uit twee verskillende streke, areas. Dis nie dieselfde ding nie. Ons weet dat Jean de Buys hy is gebore in 1670. Hy was 'n Franse huguenot. Hy arriveer in 1688 toe die VOC huguenote Kaap toe gelok het. In ander woorde, hy was al in die Kaap voor Barend nog gebore is. So dis moeilik om die verband tussen die twee te sien. Reg? Koenraad de Buys is eers in 1761 gebore, met ander woorde, lank na Barend Buys dood is. En glo dit as jy wil, daar's mense wat 'n verband tussen Koenraad de Buys en Barend Buys kan trek. Ek weet nie hoe hulle dit doen nie. Nou, ek kan opmerk dat hierdie beweerde verband tussen Buys en de Buys vir 'n Buysmeisie in Heidelberg Transvaal baie sleg afgeloop het, vir haar en haar aanstaande. Want haar aanstaande se ouers het geglo dat die Buyse is nie blanke mense nie. En toe is haar aanstaande onterf. Die finale naderdraai van die storie was dat die aanstaande se broer en vrou was kinderloos en toe erf die man wat oorspronklik onterf is alles van sy broer. So uiteindelik het dit darm nie te sleg vir hulle uitgewerk. Waar kry mense die Buyse in Suid-Afrika of in die wêreld? Dis nie meer in Suid-Afrika nie. Wel, dwars deur Suid-Afrika is daar Buyse. In Namibië is daar heelwat. En ook in die res van die wêreld. Aanvanklik was die Buyse, soos die meeste mense, gelokaliseer rondom die Kaap of Kaapstad en die Kaapprovinsie, of wat ons ken het as die Kaapprovinsie. So, mettertyd het die trekboere wegbeweeg van die oorspronklike nedersetting en tot hulle by die oosgrens gekom het. Goed. Tydens die groot trek het mense uitbeweeg en beland in Natal, Wes-Transvaal, Vrystaat, Heidelberg, Transvaal, sulke dorpe. En as gevolg van trekboermigrasie wat aangegaan het mense uiteindelik in Noord-Oos-Kaap beland. Goed. Met ander woorde, daai was nie deel van die groot trek nie, dit was iets anders gewees. Maar dan kom daar, as jy wil sê, 'n regstelling weer. Ek weet nie of jy dit so kan sê nie. Maar uit al daai plekke waarheen die mense gegaan het, migreer hulle dan terug, of nie terug nie, migreer hulle na die goudmyne aan die rand. En dit het gebeur as boerderye ineengestort het. So byvoorbeeld as jy kyk na tipiese gereformeerde families in Noord-Oos-Kaap, en jy sukkel om hulle te vind, dan kan jy gaan kyk in die gereformeerde gemeentes aan die weste kant van Johannesburg. Baie van hulle daar beland. Na die afloop van die Anglo-Boereoorlog het baie mense ook weer eens hulle toevlug tot die myne geneem. En nou natuurlik het daar weer van die myne af, het daar 'n ander vorm van migrasie gebeur, soos die mense se ekonomiese welvaart verbeter het. En lesbes uiteindelik is daar groot getalle Buyse wat hulle nou weer in die buiteland bevind. Familiename is 'n interessante ding. In die week was daar ook 'n gesprek oor 'n man, ‘n manlike persoon, wat se doopname Maria Catharina Elisabeth was. Maar wat ek wel kan sê oor vroulike naamreekse, dis glad nie area of dak spesifiek nie. Nie in die Buys-familie. Manlike naamreekse is baie dikwels area en tak spesifiek. As ek vinnig kyk
Barend of Bernardus Rudolf, dit is nie besonder spesifiek nie, behalwe dat dit in sekere groepe glad nie voorkom nie. Christoffel Andries is 'n tipiese naam wat uit die Somerset Oos area kom. Isak Daniel ook. Isak Johannes Matthys, Isak Zerk, Johannes Christoffel, Philip Rudolf, Stefanus Bernardus, is tipiese name wat met Somerset Oos en Natal se buise verbind kan word. Johannes Christian is 'n baie duidelike naam wat in gereformeerde families voorkom. Stefanus Johannes is ook nie besonder area spesifiek nie. Hy kom baie dikwels in verskillende takke voor. Wat ek wel kan sê is oor Stefanus Bernardus is dat manlik of vroulik, al die persone wat die naam het, kan herlei word na een enkele persoon, Stefanus Bernardus Buys, wat aan die begin van die 6de grensoorlog vermoor is. Dit maak dit natuurlik 'n bietjie makliker soms. En een van die mees algemene manlike noemname is Fani. Nou dit vir my maklik gemaak. As ek mense gebel het, ek het min mense mee kontak gemaak wat prontuit ongeskik was en gesê die telefoon neergesit het. Om die waarheid te sê, ek dink nie ek het ooit sulke mense gekry nie. En al die mense weet daar's iewers 'n Fani in die familie. Nou is hulle nie seker of dit die ouens wat met hulle praat en as hulle later agterkom nie dit is nie, was baie van die mense geïnteresseerd genoeg om aan te hou praat. Ek wil net iets sê oor kerklike denominasies, want dit is ook iets wat ek baie teëgekom het. So daar's baie buise wat wel doppers is of aan die gereformeerde kerk behoort. Reg? En daar's eweveel wat nie doppers is nie. Hulle behoort nie aan die gereformeerde kerk. Maar dit is regtig baie area spesifiek. As jy byvoorbeeld gaan na Somerset Oos, daai area, daar is geen doppers nie. In Natal gaan jy sukkel om 'n buis te kry wat 'n dopper is. Ek vir jare en jare was daar een enkele buisfamilie in Durban wat doppers is, net een familie. En hulle was nie deel van die buise wat met die groot trek Natal toe gegaan het nie. Daar's baie ander kerklike dominasies ook, en daar's mense wat glad nie belangstel in 'n kerk nie, en dit is ook hulle saak. Maar dit, soos ek nou onlangs vir 'n persoon wat inligting oor haar pa gesoek het gesê het, ondersoek elke denkbare koneksie, omdat jy nie weet waar jy die inligting gaan kry wat jy soek nie. So, kyk na die kerklike dien, dalk is dit die ding wat vir jou, die sleutel wat vir jou die deur oopsluit. Wyle mevrou Koeks Pretorius het navorsing gedoen oor die genealogie van die gereformeerde kerklidmate. Dit is interessante navorsing, maar as jy nou mevrou Pretorius se buis gedeelte vat en jy sit dit langs byvoorbeeld myne, dan sal jy sien as groot gapings. Want mevrou Pretorius, sy mislei jou nie, sy het reguit vir jou gesê, sy doen navorsing oor die gereformeerde kerk se lidmate. Met ander woorde, as die persoon nie 'n lidmaat van die gereformeerde kerk is nie, dan het hy nie in haar register verskyn nie. In die loop van die navorsing kry mens met interessante mense te doen. Nou die oudste persoon buis wat ek van nou weet tot dusver, was die volgende man. Dit was Barend Rudolf Buys, maar algemeen bekend as Ben Buys. En ek het 'n paar maal in my lewe met hom gepraat. Nou hy is in 2022 oorlede. Aanvanklik het hy nou goed, hy was jy kan sê hy was 'n gelukkige persoon in daai opsig. Sy pa was 'n skool onderwyser / skoolhoof gewees, en met ander woorde, hy het onmiddellik gesien daar's ander keuses in die lewe ook op te maak. Hy het aan die Universiteit van die Oranje Vrystaat gestudeer, en toe het hy by ander buise geloseer, maar hulle was nie verwant aan mekaar nie. En soos hy vir my gesê het, hy het by die mense geloseer, want die universiteit het daai tyd nog nie koshuise gehad. Hy het afgetree as 'n professor in wiskunde, en toe hy 102 was, het hulle 'n onderhoud met hom gevoer. Toe sê hy, die moeilikste ding in die ouer huis om te kry is intelligente geselskap.
Die laaste foto daar was toe hy 102 was. Maar dit was 'n interessante man om mee te gesels en hy het ook die hele proses van grondonteiening en wie weet wat alles beleef in hulle lewe. So hy het baie beleef in die lewe en hy het baie gesien. Nou, dan is daar the good, the bad and the ugly. Ons kry hulle in al die families. Daar is 'n storie geskrywe, bekend as die voortreffelike familie Smit, maar as mens nou verby die soetkoek-sindroom kom en mooi rustig na die feite kyk, dan sien mens daar is nie 'n voortreffelike familie Smit nie. Elke familie het daai the good, the bad en the ugly in hulle. Nou in die buise, soos ek dit nagevors het, daar's wetenskaplikes, ingenieurs, medici, aptekers, teoloë, digters, skrywers, onderwysers, professore, finansiële kundiges, regslui, spoorwegwerkers, myne, boere, militariste. Lesbes is daar ook moordenaars, diewe, bedrieërs en selfs 'n volkdosser. Die volledige spektrum van die mens met sy hoogte en laagtepunte in elke familie. Ek wil so by se enkele swart skape dalk stil staan. Dis nou daai mense wat in al die families is, nie? Hulle is ook oral, nie? So dis dalk daai ouens wat ons sê die ugly is dalk. Dis die mense wat soms heeltemal verswyg word. Totaal en al. Hulle word selfs verwyder uit die geslagregister en die fotos word hulle gesigte op die fotos word uitgekrap of die foto word geknip om hulle uit te haal ensovoorts. Dis nou daai mense van na wie ek verwys. Dis die ouens wat hulle nie oor wil praat nie. So een so persoon is Isak Daniel Buys, 1895 tot 1946. Hy is gebore in Somerset Oos, en sy eerste punt waar mense hom dalk aangeteken het, is dat hy 'n Springbok cricketspeler was in die 1922 tot 25 tyd. Dit het die cricketsspelersgemeenskap eindeloos gefascineer. Wat het van die man geword? Want niemand het geweet wat het van hom geword nie. Om die waarheid te sê, kort voor die publikasie van die navorsing het ek eers uitgevind wat het van hom geword. Nou, hy is so verswyg dat sy neefs ook nie van hom geweet het nie. Ek het met een van sy neefs gepraat en hy het my 'n storie vertel, toe sê hy, die man vir my, dat hy as 'n jong onderwyser in Johannesburg begin skool hou het. Toe vra die, by 'n seunskool in Johannesburg, okay? Toe vra die opsigter van die cricketveld vir hom of hy van hierdie man weet. En hy moet toe maar sy kop skud en sê, nee, ek het nog nooit van hom gehoor nie. Toe hy nou huis toe gaan en sy ouers uitvra oor, toe sê hulle, ja natuurlik, dit is nou jou neef en wat ook al. Maar niemand het oor hom gepraat nie, sy neef het nie eens van hom geweet nie. Sy seun wou ook niks van hom geweet het nie. Ek het met sy skoondogter, wat hy nooit ontmoet het nie, gepraat en sy het vir my gesê, haar man wou niks van sy pa weet nie. Nou ja, skynbaar het dit te doen gehad met sy liefde vir alkoholiese drank. Moeilik om presies te sê. Dan het ek met 'n baie merkwaardige persoon gepraat, wyle generaal Stoffel Buys. Ek het lank gesukkel om by hom uit te kom, om hom in die hande te kry, om 'n afspraak, en toe ek wel by hom uitkom, toe was dit 'n baie vrugbare besoek. Hy het vir my hulle familiebybel gegee. En ek het deur die familiebybel sit en blaai, en dit vergelyk met die navorsing wat ek het, en wat ook al, dan praat ek met hom oor die mense, en dan het hy, veral by die, wat dan nou meer die nader aan die huidige geslagte was, het hy vir my gesê, nee, ek het die inligting, verstaan die inligting verkeerd daarso, dis nie wat het by daai persoon gebeur het nie. En dan het ek nou maar 'n aantekening gemaak, weer teruggegaan argief toe, en uiteindelik gevind presies wat die generaal vir my vertel het. Nou,
dit is die een enkele persoon wat ek glo, weet wat van daai man geword het. Want hy het die toegang tot die inligting en alles gehad. Maar hy het geweier om oor hom te praat. Hy het nie oor hom gepraat nie. Okay? So, wat het van die man geword? Wel, hy is, soos hulle sê, vir dood in die Kaapse strate opgetel. Maar hy is in die waarheid in Groote Schuur Hospitaal oorlede. Toe word sy liggaam na die Universiteit van Kaapstad se mediese skool gestuur vir opleidingsdoeleindes. Dis 'n baie goed gereguleerde proses. En ek het dit bevestig ook met die mediese skool. En hulle kon vir my die oorspronklike rekords het hulle vir my gestuur. Sodat daar geen twyfel was nie. En hy is toe eers in 1948 veras. En dit is ook gedoen deur die mediese skool, want niemand het sy liggaam opgeëis nie. Geen familielid het sy liggaam kom opeis. So, as daar niemand is wat die liggaam opeis nie, dan hou die mediese skool hulle het 'n seremonie en dan word die persoon veras en hy is in die Maitland begrafplaas in Kaapstad begrawe. Paul Roos Gimnasium in Stellenbosch ken wel 'n trofee toe, bekend as die Isak Buys trofee vir die beste vordering in cricket. Nou, daar is 'n klein bietjie van war of words tussen Paul Roos Gimnasium en 'n skool in Somerset Oos, wat albei beweer dat die Isak Daniel Buys is een van hulle springbokke. Maar ek vermoed, terwyl hy in Somerset Oos was, het hy so droog gemaak dat hulle hom uiteindelik na Stellenbosch toe gepos het. En die feit dat Stellenbosch Paul Roos so trofee het, gee hulle seker sterker aanspraak daarop dat Isak Daniel Buys een van hulle springbokke is. Want hy het in elk geval 'n lang ruk in Stellenbosch in elk geval gebly. Dan kry mens geslagsregisters wat die Kamer het nogal kan verdeel. Ek praat nou nie van daai wat mense noodwendig hulle 'n paar ekstra geslag of 2 inskryf, net om 'n mooi homogene lyn van byvoorbeeld Barend Rudolphs te kry nie. Ek het dit ook teëgekom een keer. Ek praat van 'n man wat op een of ander manier doeteenvoudig die noem van sy naam of sy geslagsregister verdeel die vertrek in 2. En dit is Barend Rudolph Buys, gebore 1876, oorlede 1949. Die man was een van die sogenaamde ou Afrikaanse skrywers gewees. Sy skryfwerk word nou nie vandag meer hoog aangeslaan nie, maar nietemin, hy is bekend as 'n ou Afrikaanse skrywer. Wyle professor P. Nienaber was in die 1930s, 40s op soek na familie van ou skrywers. En dis toe dat Barend Rudolph Buys self vir hom 'n brief skryf. En hy stuur vir hom 'n lewensskets saam en 'n stamboom. Nou goed, die lewensskets is moeilik om te lees en die kopie wat ek by Naland gekry het was nie goed nie. Is ook nie goed nie. En die feit dat hy baie ou Afrikaanse woorde gebruik het wat vandag relatief onbekend is, maak dit moeilik om dit te lees. So jy het iemand nodig met baie wye kennis van Afrikaans om vir jou te help daarmee. Maar die stamboom is skynbaar die groot probleem. Ons weet hy was getroud met Margaretha Elisabeth de Beer, sy is oorlede. Hulle het omtrent 5 kinders gehad, maar nie almal het bly lewe nie. Toe trou hy in 1912 met Marina Elisabeth Lewina van Sail. En hulle skei in 1930. Nou ja, dit was baie moeilik om die egskeiding te kry, want dit het in Kimberley gebeur, en daardie betrokke rekords is nog in die Kaapse argief. Reg? Sy trou in 1931 met W.G. Besuidenhout, tweede huwelik. Nou raak die storie 'n bietjie meer gekompliseerd
En mens begin wonder of daar nie een of ander vlieg in die salf is nie, want die Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek volume 3 beweer dat hy is in 1939 oorlede en daar's 'n boedel wat daarvoor aangehaal word as bron. Maar daai boedel het geen betrekking op hom nie, alhoewel die persoon wat oorlede is ook Barend Rudolf Buys is. Maar hy is in 1939 oorlede. En in 1939 het P nie naby geweet dat hy is nie oorlede nie. SA Biografiese Woordeboek beweer ook daar was 'n huwelik met Christina Margaretha van As. Dis ewe verdag. Nou, tot nou toe kon ek nie vasstel wie hierdie mense regtig is nie. Want daar is so 'n boedel in die Transvaalse argief. Okay. En hy was 'n bietjie van 'n swart skaap, veral sover dit skynbaar die nakomlinge uit die tweede huwelik aangaan. Wat en hoekom weet ek nie. Die antwoord mag dalk in die lewensskets lê of nie. Nee, ek weet nie, maar niemand is bereid om te praat daaroor. As ek daaroor praat, dan is dit so goed soos om alle korrespondensie af te sluit. Jy word geunfriend, geblok en noem dit wat jy wil. Nou, soos ek sê, die geslagsregister verdeel skynbaar die kamer. Ek vermoed na baie oorweging dat hy soms 'n bietjie digterlike vryheid gebruik het as dit gekom het by tweede en derde huwelike. En omrede daar soveel twyfel is oor van die inligting, is daar by nakomlinge wat mens kan opspoor evenveel verwarring oor wat regtig gebeur het. Jy weet, was oupa werklik 3 keer getroud of wat was dit eintlik die geval gewees? Maar tot nou toe het niemand eintlik na vore gekom en vir my gesê, man, weet jy, ons wil nie oor die register praat, want dit is die rede. Nou ja, ek sou tog al waardeer as iemand dit wil doen. 'n Interessante punt oor die skrywer is, hy het 'n broer gehad. Nou, die broer was gedoop as Gert Louis, en later in sy lewe was hy skynbaar net bekend as Louis. Okay. Dit mag lyk of hulle twee verskillende mense is, maar hulle is op dieselfde maand en dag 10 jaar uit mekaar gebore. Die Gert Louis en Louis. En ek dink daar's redelike gronde om te besef dat hulle presies dieselfde persoon was, want die meeste van die Hooggeregshof het ook so gedink. En dit lyk die sleutel tot die verhaal lê daarin dat toe Gert Louis getroud is, ek sê nou maar die eerste keer, toe was hy Gert Louis. Hy en sy vrou is geskei, daar's een van hulle seuns is in die Tweede Wêreldoorlog dood, en dis hoe die meester toe by die saak uiteindelik betrokke geraak het, want daar was onopgeëiste geld. Maar toe die persoon die tweede keer trou, toe was hy Louis, en toe is hy 10 jaar jonger as wat hy van tevore was. En dit is interessant dat hy en die vrou baie ver getrou het van waar hulle normaalweg gebly het. Met ander woorde, hulle moes letterlik 'n dag op die trein spandeer, ver weg van waar hulle normaalweg gewoon en gewerk het, toe hulle getrouwd is. So, dit lyk of Gert Louis en Louis wel dieselfde mens is. As ek kom by die B10 nageslag van Barend Buys, nou goed, B10 C6, dan het ons vir Stefanus Johannes Buys, en hy trou met Anna Catharina Jacomina de Bisson. Nou, sy het 'n kind gehad by Jan Hes. Nou, as jy dink is moeilik om inligting oor Barend Buys te kry, probeer Jan Hes. Dis nog moeiliker. Maar die kind was nou later van tyd bekend as Petrus Jacobus Buys. Nou goed, as ons nou bietjie dieper in die saak ingrawe, C.C. de Villiers het hom nie onder Buys aangeteken nie. Daai kind is nie onder die Buys te vind nie, want hy het doopregisters gebruik vir sy geslagsregisters van ou Kaapse families. Later van tyd toe word boedels bygewerk, en toe kom mense agter, maar wag, hier's 'n kind wat ons nie gehad het nie, en Pierre Buys word bygevoeg as die oudste kind van die gesin. Reg?
Heel wat later, toe Family Search nog baie fantasties en betroubaar was, toe kom die inligting van sy doop na vore en die vergissing is toe duidelik. Nou, 'n DNA-analise van 'n persoon wat wel afstam van daai PJ-buis, het ook dan bevestig dat sy biologiese vader was nie Stefanus Johannes Buys nie. Maar soos ek nou reeds gesê het, Janes, hy's net so ewig 'n groter raaisel as Barend Buys. Wie sê, waar kom hy vandaan, wat het van hom geword? Moeilik om te sê. Die ironie is, die tak wat afstam van Petrus Jacobus Buys, wat nie Buys is nie, vorm die grootste deel van die B10 nageslag van Barend Buys. Die oorblywende bekende deel van die B10 tak bestaan uit minder as 10 mense. Daar mag egter nog 'n baie groot ongekoppelde tak wees, maar ek kon nog nooit klinkklaarheid kry presies waar hulle inskakel nie. Want daar's baie getuienis wat daar wys dat hulle hoort in die B10 tak, maar goeie klinkklare bewyse ontbreek. Nou ja, dan net so 'n paar bedankings. Ek bedank altyd vir Callie Buys, selfs al is dit in sy afwesigheid. Ons het oor 'n baie lang tyd baie nou saamgewerk aan die Buys familie. Ja, en geworstel ook. Daar was 'n baie goeie wisselwerking en wat ek van Callie baie waardeer het, is dat hy vir my vertel het van goed wat in die kulturele agtergrond gebeur het, wat my pa byvoorbeeld nie oor gepraat het nie. Miskien omdat dit nie deel van my pa se wêreld was nie, maar Callie het byvoorbeeld vir my gesê, ek moet onthou, toe hy 'n jong man was 'n onderwysbeurs 'n poort uit armoede vir 'n arm blanke kind gewees. So, daar was 'n goeie wisselwerking. Die ander ding van Callie wat ek nooit vergeet nie, is dat hy vir my dikwels sou gesê het, hy kan nie verstaan hoe ek dink dat Windows 'n goeie stelsel is. Hy sê, want Apple is dit eenvoudig net baie beter. Ek wil ook my vrou bedank vir haar hulp en geduld. Ja, sy het baie ure saam met my in die argief gesit en inligting afgeskryf. My ouers en die gesin wat ook maar verlief daarmee geneem het, dat ek op 'n laptop sit en werk in die geselskap, gesels het met almal, maar ek is op die laptop besig met navorsing. Ek het baie familieregisters van baie ander familielede ook gekry, wat ek deurgewerk het, waarna gekyk het. Enige een wat my iets wou stuur, het ek nou gekyk. Uiteraard was daar mense wat dalk ook nie wou saamwerk nie, maar ons los hulle nou maar daar. En dan was daar by wyse van spreuke honderde buise wat hulle deure vir my oopgemaak het. Ek het baie persoonlike besoeke aan mense gebring en ander mense het hulle deure dood-eenvoudig oopgemaak deur te praat oor die telefoon. Of dalk die briewe te beantwoord wat ek aanvanklik op staat gemaak het, voordat fakse en e-posse die gangbare manier geraak het. En dit is my storie. Vraag as ek mag vra. Ja, asseblief. Hi Fanie, is Marina. Baie dankie hiervoor, dis baie insiggewend, veral vir 'n jongerige navorser soos ek wat nou eers begin op die pad. Sê gou vir my, hoe so as jy die VOC argief, hoe goed is dit? Ek neem aan jou buis het by Enkhuizen seker gaan inteken en toe by Texel weggedryf op die skip Kaap toe, of want hy moes, as hy nie 'n geboortesertifikaat kon gee, hoe het hulle dan geglo hy's 'n soldaat en hy moes tog enige of ander getuienis gegee het, of hoe het hulle ingeteken as deel van die VOC? Goed, Marina, die VOC is vir my 'n seerpunt in sekere opsigte, veral met die Suid-Afrikaanse Posdiens, want ek het 'n boek
van bestel uit Nederland wat ek lank na gesoek het en omdat die poskantoor se mense onderlinge stryd met mekaar gehad het, het die boek 5 weke by die poskantoor gelê, toe stuur hulle hom terug. Maar goed, nee. Die VOC is 'n baie gekompliseerde organisasie. Breedweg, dit was die grootste multinasjonale maatskappy in die wêreldsgeskiedenis gewees. Ekonome werk dit uit en sê, as jy na markkapitalisasie en dies meer kyk, dan is daar nie vandag 'n maatskappy wat eers naastenby so groot is nie. Al die groot maatskappye word soos Lego blokkies ingepak om daarby daai waarde van die VOC uit te kom. Maar die maatskappy het gefunksioneer in verskillende kamers. So dis hoekom Barenbuys waarskynlik uit Enkhuizen vertrek het of in daai. En die ander ding van die VOC is, hulle het goeie rekords gehou. So dit is hoekom dit moontlik is om baie inligting te bekom, maar ek is nie seker presies of hoe goed die rekords alles bewaar gebly het nie. Nou wat gebeur het met 'n persoon soos Barenbuys? Hy het hom nie aangemeld, wat hy gedoen het is, hy het hom aangemeld om by die VOC aan te sluit om vir hulle te werk. Kyk, die VOC was een van die grootste werkgewers in die tyd gewees. Hy was nie soldaat, en dan moet jy onthou, soldaat in die terme van die VOC beteken niks nie. Dit beteken nie dat hy enige militêre ondervinding of wat ook al het nie. Dit beteken bloot, dis die persoon op die laagste sport in die maatskappy. Dis 'n soldaat, dis wat dit was. Nou, 'n persoon soos Barenbuys het dan nou, wat ook al, met 'n seelverkoper te doen gekry. Nou, die seelverkoper was, om dit nou in vandag se terme te sit, 'n werwingsagent gewees. En, wat die seelverkopers gedoen het, is hulle het die skuld op hulle geneem. Hulle, met ander woorde, hulle het die geld voorgeskiet aan Barenbuys om sy uitrusting te koop wat hy nodig gehad het om op die skip te gaan. Nou, wat ook interessant is van Barenbuys, hy het nooit beplan om Kaap toe te kom nie. Hy wou eintlik Batavië toe gegaan het. Dit was waarheen hy sou gaan. Maar toe die skip in die Kaap kom, toe was hy te siek. Toe sit hulle hom van die skip af, toe bly hy hierso. So ja, kyk, daar is baie inligting op die internet beskikbaar uit die VOC argiewe. So jy kan uit die skeepssoldijboek kan jy nou sien wat gebeur, maar nee, onthou hierdie mense wat by die VOC aangemeld het, ek wil nie sê dit was die laaste stop nie, jy weet, maar party mense het dit gedoen vir 'n beter lewe, vir 'n avontuur, noem dit wat jy wil, maar nee, daar was geen dokumentasie betrokke nie. Okay, ja, dis baie interessant. Ja, ek het, so my 2 hoofstammelinge is Ferreras en Bruyère. So die Bruyère het gevlug uit geloof, sy was, jy weet, van die Edik van Nantes, en die Ferreira was weer die avontuur. Hy het op die skip geklim, want hy wou nou net iets anders te gehad het. So dis interessant, jy weet hoe party mense desperaat was om te vlug, en ander het net iets anders te gaan soek, hoe mense verskillende redes het, hoekom hulle hier aan die Kaap aangekom het. So dis baie, so ek probeer nou ons stamboeke skryf, maar ook nie net die geskiedkundige, die historiese inligting nie, maar jy weet, 'n bietjie mensaspekte en wat jy van die kultuurgoeders gepraat het. So ek probeer bietjie van die groot trek in werk en van die Anglo-Boereoorlog, dat mense kan verstaan die redes hoekom sekere mense sekere goed gedoen het. Jy praat nou van die swart skape. Ons het baie van ons familie wat vreeslik swaar gekry het, wat in die jy weet, in die konsentrasiekampe was, en toe hulle nou teruggekom het, toe is daar niks van die boerdery oor nie, toe moes hulle op die goudmyne. So ek probeer van daai humanist bietjie inwerk. Maar nou, ek het nou 2 vrae nog vir jou. Ek sukkel verskriklik met die ouer geskiedenis. Jy weet, as ek nou teruggaan Frankryk toe, of Portugal toe, of Nederland toe, waar hulle oorspronklik vandaan kom.
So wat sal jy voorstel? Wie kontak ek daar? Wat se argiewe? Is daar enigiets wat ek behalwe nou om fisies te reis soontoe wat ek van hier af elektronies kontak kan maak met mense? En dan die ander ding waarmee ek sukkel is my oupa en ouma grootjies. Daai einde van die 1800s, hulle is oorlede begin 1920s, 1930s. Daai rekords en daai inligting sukkel ek mee. So wat sal jy voorstel om daai twee gaps te vul? Wat kan ek doen? Marina, die mens, ek dink altyd aan Wyle Tuis de Pre wat vir my een keer gesê het, hy het dit eintlik meer as een keer gesê. Soms is mens net gelukkig om die inligting te kry. Nou, Tuis was 'n baie toegewyde navorser. So as jy dalk volhou voortdurend op die regte plek soek, dan is jy gelukkig om die regte inligting te kry. Die probleem is soos Tuis vir my gesê het spesifiek, die Franse onthou die Pre familie is Frans. Jy gaan terug na 'n tyd in Frankryk waar gewone mense nie toegang tot die rekords het nie. Noodwendig. En daar ook 'n skrifprobleem is. So die mense kan nie noodwendig die rekords lees nie. So dit maak dit moeilik. Mens kan natuurlik met Family Search probeer kyk hoe ver jy kom en regkom. As jy oorspronklike dokumente kan sien. Maar die ander probleem is, soms is daar nie dokumente nie. Dit is nou ook so. Ek het nou onlangs gekyk na 'n geval, na 'n vraag, waar familiename fantasties is, maar toe kry ek, kom ons sê minstens 3 mense, met dieselfde name, wat almal basies in dieselfde jaar gebore is, en toe raak mense deur mekaar. Want nou sê die, sê byvoorbeeld die sterfte opgawe van die man se sterfte, sê hy's 70 jaar oud. Nou het hulle hierdie man se name, hulle trek 70 af van die sterfdatum, en nou kom hulle by 'n geraamde, verstaan die jaar uit. Maar nou het hulle nie genoeg inligting om te sê, maar watter persoon verwys hierdie dit eintlik dan nie. So dit is moeilik, maar ongelukkig is daar soms net geen inligting nie. Of jy moet jou raamwerk waar jy binne jy soek is dalk nie wyd genoeg nie. So ja, ek wil, jy kan my van lyn af op kontak, ons kan gesels, dalk kan ek vir jou 'n Ja, paar het hulle dalk soos aanlyn, jy weet, aanlyn argiewe wat mense kan soek, of het hulle argiewe nie sulke inligting vir ons in nie? Daar's verseker argiewe, maar jy moet weet wat jy gaan probeer soek. Okay. Dit is nogal belangrik. En die taal is seker 'n tamaletjie. Die taal is, kyk, ek gaan nie, ek kan my soms in Duits help. Ja. En as ek in Europa is, dan dink die mense ook ek is 'n Duitser. Maar Frans is bitter moeilik. Ja, en dan moet ek nog met die Portugees en Portugees is net so moeilik. Ek het nooit Portugees bemeester nie. En Portugees is soos Frans. As jy die taalstruktuur is dieselfde ding. In Portugees het jy ook nog 'n ding dat die spelling mettertyd verander. Ek neem aan jy weet van OJ. Ja, hy was een van my professors op universiteit gewees. So al hulle navorsing is fantasties, en Frans Johan sin ook. Maar ja, dit lyk my almal steek vas, en nou, ja, mens hoop altyd jy's die een wat die deurbraak kan maak. So dis hoekom ek jou wil vra, wat dink jy
jou buis, jou Barendbuis. Wie dink jy was hy gewees? Het hy 'n naam opgemaak? Het hy gevlug? Was hy 'n weeskind? Ek het geen idee nie. En dit Ek is het jy nog nooit ek het baie teorie, daar's baie teorieë. Die een teorie is hy kan byvoorbeeld 'n buiteegtelike kind wees. En dis hoe hy toe in Brunswick beland het. Ek meen, een van die bekendste stories in Suid-Afrika oor 'n buiteegtelike kind is nou ja, dit sluit nogal aan by my ouma. En ek weet ook vir Hendrik Lou gevra het oor die storie, toe sê hy vir my, hy het nou die 18de, die storie wat ek hom vertel het, is nou die 18de weergawe van die storie wat hy gehoor het. Maar daar is, ek kan nou nie, ekskuus, ek struikel nou oor my woorde, ek kan nou nie die man presies onthou nie, maar die man was nogal, hy het goed vir homself gedoen, maar uiteindelik was hy 'n buiteegtelike kind gewees. En almal maak hulle storie op oor waar hy vandaan kom. Ek het geen idee waar Barendbuis. Maar Ek kan het jy baie- aflei wat se tipe mens hy was Nee, van ons alles kan nie. plat Ons kan nie regtig sê nie. Dis moeilik, sulke inligting kry ons nie. Die ander probleem is ook, en ek wil nie te sterk leun op sulke goed nie, want daar's baie gapings in goed soos die Soundex. So as jy die Soundex, Wat is die sounding? die Soundex is 'n stelsel wat jy iets kan skryf en dan sê hy vir jou hoe klink dit. Of jy neem aan hoe iets klink en dan sê hy vir jou dit is wat dit geskryf, die teks is wat dit is. Nou, as jy in die Duitse taalomgewing beweeg, dan is die Soundex nie meer so effektief nie. Nou, as ek die Soundex gebruik, dan sê hy vir my daar's in Pole 'n van wat soos buis klink. Oh wow. Maar jou eie navorsing wys glad nie so iets nie. Ek het geen inligting om te sê dat dit die waarheid is of dis nie die waarheid nie. Dit is ongelukkig. Genade, dit stoot jou navorsing ver wyd uit. Ek het 'n lang lys van vanne wat ek gedurig probeer opvolg om te kyk as ek nou aan hierdie van of dit 'n straat is wat vir my by die eindbestemming bring en of dit 'n doodloopstraat is wat ek aan werk. So dit is maar wat ek probeer doen. Andersins hoop ons daar's eendag 'n deurbraak. iemand wat iets raak sien wat Ja, soos jy sê, Lady Luck is baie keer wat mens nodig het, nê. Nee. Okay, so net my laaste daai vraag wat ek gevra het oor my oupa grootjie, daai is ons eie argiewe die beste plek om die 1800s waar die Anglo-Boereoorlog, die begin van die 1920s, 30s, is dit die beste plek om te gaan soek vir rekords of inligting, ons eie argiewe? Of waar gaan soek vir daai tipe? Want ons kerkrekord stop mos op 'n stadium en dan moet jy nou aansoek doen by binnelandse sake of Okay, goed. Wat ek vir jou sal voorstel is om te doen. Eerstens, kyk wat kry jy op die argiefdatabasis. Reg? Moenie vooraf besluit dat iets is beter of kyk wat kry jy daar. Family Search, ek gebruik dit nog steeds, maar ek is net meer versigtig wat ek daar kry. En wat jy miskien ook moet doen is, jy moet onthou, mense se spelling is nie noodwendig altyd reg nie, en by Family Search het jy met transkripsies en sulke goed ook te doen, op hulle geïndekseerde inligting. Maar wat 'n goeie ding om te doen deesdae is om nie, as jy op Family Search werk, te sê, soek vir Suid-Afrikaanse rekords nie. Laat die soektog maar wees so wyd soos die Heer se genade, en dan begin werk jy dit uit. Want daar is, weens transkripsiefoute, kry jy nou Suid-Afrikaanse rekords wat in Puerto Rico is. Genade. Die ander ding wat jy ook nie lui moet voor wees nie, is die gereformeerde kerke,
daar's min getranskribeerde inligting van hulle op Family Search, maar daar's baie fotos van registers. So, dit vat tyd en ja, geduld ensovoorts, maar werk deur dit. Soms kry mense in kerkrekords, jy verwys nou byvoorbeeld na sterfte. Baie gemeentes het 'n sterfteregister aangehou. Dit is nie vandag meer 'n bekende ding nie, maar dan teken hulle in die register aan wie in daai jaar dood is. Okay. Soms help dit. So dit is moeilik om te sê hierdie ding is die beste ding. Nee, daar's 'n verskeidenheid goed wat jy nou moet kyk en probeer en stel. En Ons soms is maar detectives. ja, soms kry jy dit op 'n onwaarskynlike plek. Nie noodwendig waar jy gedink het jy dit gaan kry nie. Okay, baie dankie vir Jessie. Al die inligting wat jy gedeel het is baie waardevol en baie interessant. Ek graag net vir jou iets vra oor Barend Rudolf Buys, 1857. Hy was met 'n Lavinia Susanna Creer getroud. En daar's baie stories hier rondom wat almal sê dat dit is familie van Paul Creer. Het jy dalk enige inligting daaromtrent? Andries se name is nou nie onbekend nie, maar dis ek moet dit nou opsoek in die databasis. Wat ek wel kan sê is Wyle Henry Schoeman het 'n boek geskryf oor die familie van Paul Creer. Nou dis 'n boekie wat omtrent so dik is. Ek het hom op my rak hier agter. Maar en ek sê dit nou tong in die kies. En mense wat sê hulle dink hulle is familie van Paul Creer, die boek is omtrent so dik. Ja, ek weet kyk, dit is 'n ding van mense wat mens moet verstaan. Mense probeer hulle soms in die geskiedenis inskryf. Dis eintlik hoe ek verskriklik baie inligting oor die gereformeerde kerk se ontstaan en goed bekom het. Want iemand het vir my vertel sy oupa was 'n stigter van die gereformeerde kerk. Nou ja, toe gaan gesels ek nou met die predikant in die dorp en hy gee vir my boeke om te lees en hy verduidelik vir my die geskiedenis. Toe sien ek nou ja, nee, sy oupa was nou nie so seer 'n stigter van die gereformeerde kerk soos wat hy Ja, ek wil net sê baie dankie. En is Margaret wat praat. Baie dankie. Dankie, Margaret. Maar as jy weer ander vrae het Andries oor die man, dan kan ek nog vir jou kyk. Ek weet dis 'n daai Barry Creer wat later Australië toe is. Hy's verskriklik baie werk met die Creers gedoen en om van daai geslagte te ontsluit en die inligting. Ja. Nee. Het hulle die Creer miljoene ook gevind? Ek het nou onlangs was 'n artikel oor die Creer miljoene en ek dink Frans Johan Pretorius het gesê dit was nie Creer miljoene, dit was dalk 'n paar 100,000. Maar my persoonlike opinie natuurlik is Paul Creer het die Creer miljoene uitgeleef. Maar skynbaar nee, daar's 'n artikel van Frans Johan Pretorius dink ek wat 'n mooi verhaal van my skets wat werklik gebeur het. Dit is ook 'n interessante storie. Dis maar kom ons sê dit is maar 'n storie en soos 'n vrou wat baie met die navorsing met my saamgewerk het, een keer vir my gesê het, sê sy vir my Fanie, moenie laat die amptelike feite jou flous in terme van wat regtig gebeur het nie. Fanie, baie dankie vir 'n baie interessante spreekie oor jou familie. Ek sukkel ook 'n paar keer met die mense wat jy kyk op die internet, vir die name en die mense wat nou sê julle is gekoppel daaraan en familie daarvan en hulle die verkeerde nommers, die verkeerde plek en die verkeerde jare en so aan. So ek is bly dat daar is so navorsers wat nou korrek in die dinges in kyk en skryf daaroor.
Baie dankie vir die gesprekkie. Ons het almal geniet en ons sien julle nog verder uit.